God. So ek wil met die praat oor herleef jou gemoed en ek gaan nie lang wees, ek gaan net 1 punt preek van 4 punte. Ons gaan oor die Sondag op volgende Sondag aan daarmee. Praise God. Nou die woord gemoed in die Afrikaanse woordeboek beteken, luister maar, ek wil nie met neerskryf en notas maak vanoggend. Ons gaan vanoggend baie prakties wees en baie eenvoudig. Dit beteken dit is 'n innerlike gesindheid. Die woord gemoed beteken wat 'n stemming jy is. Hier is verskillende mense. Jy het ingekom in hierdie kerk vanoggend, miskien met 'n neerslagtige gemoed. En nou voel jy al klaar anderster. Kan ek 'n amen kry? Ja, jy het ingekom, depressed. En nou voel jy, yes, ek is so bly ek is hier. Kan ek 'n amen kry? Ja, jou woord gemoed beteken, verskoon my, hoe jy voel. Hoe jy voel. Jy sien, jy kan vanoggend nie wees en jy kan 'n beswaarde gemoed hê. Jy kan miskien vanoggend 'n neerslagtige gemoed hê. Of jy kan nie wees, jy kan vanoggend 'n positiewe gemoed hê. 'n gemoed vol blydskap. Of jy kan 'n negatiewe gemoed hê. Wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend, ek praat vanoggend met gelowige mense. En selfs gelowige mense se gemoed verander. Nou, ek gaan jou wys hoe werk dit vandag. Want jy sien ons lewe in die druk van die lewe. Kom maar, bly by my. Ons gaan nou iets prakties doen wat ons net ook gedoen het, maar ek wil net wys hoe werk die Here en die goed wat gesê is vanoggend. Die druk van die lewe, die omstandighede van die lewe, die storms van die lewe, die probleme van die lewe, spring ons nie vry as kinders van die Here nie. Maar die duiwel vat dit, luister mooi, en hy vat dit as 'n tool. Hy vat dit as 'n werktuig, en hy sê, ek wil deur hierdie storm, deur hierdie probleem, deur hierdie omstandighede, deur die druk van die lewe, wil ek hierdie persoon se gemoed verander. Dis wat die duiwel doen. En as jy dit weet nie, as jy nie weet hoe doen hy dit en wat jy moet doen nie, dan val jy elke keer in sy strek. Jy sê hy gooi 'n spanner in die works. Wie van jy het al werk toe gegaan, happy, bly en opgewonde, totdat die eerste ding gebeur. Kom aan. En dis wat die duiwel werk, dis wat hy wil hê. Die duiwel wil jou nie gelukkig hê nie. Ek sê die duiwel wil jou nie gelukkig hê nie. Sy wil jou gemoed verander. Maar luister maar, ek wil jy moet hoor, en nie so baie dinge wat ek vanoggend gaan sê wat daar reeds gesê is. Ek wil jy moet hoor, wat is God se wil vir sy kinders dan? Wel, ek wil jy moet hoor, kyk na my, voordat jy die bord lees, ek wil vir jou sê, God se wil vir sy kinders is die blydskap van die Here. Kom aan, sê vir jou landshow, God se wil is blydskap. Wil jy moet hoor? Luister maar, ek wil 'n skrif lees, wat ons almal ken, maar ek wil 'n bietjie opbreek vanoggend. Ek wil dit eenvoudiger maak. Wees dan nie bedroef nie. Kom lees dit tot daar, moenie verder lees nie. Wie van die weer is 'n opdrag? It's imperative. So wat is God se wil nie? God se wil is ek moet nie bedroef wees nie. Ek moet nie depressed wees nie. Ek moet nie neerslagtig wees nie. Dit sy wil. Kan ek 'n amen kry? Is ek neerslagtig baie keer? Ja. Hoekom? Van die druk van die lewe, die storms, die probleme. En ek gebruik dit as 'n tool. Maar ek weet wat God se wil. En ons het vanoggend gehoor, ons moet gehoorsaam word aan sy wil. Ons moet doen wat hy sê. So sy wil is eenvoudig, moenie bedroef wees nie. Wel, pastoor, leef jy in 'n ander planeet? Nee, ek leef in die aarde, maar dis God se wil, ek moenie bedroef wees nie. Wat moet ek aan wees, pastoor? Wel, kom ons kyk wat sê die Bybel. Hy sê, moenie bedroef wees nie. En hy sê, hier is die oplossing vir dit. Die blydskap van die Here is die oplossing vir bedroefdheid. The joy of the Lord. Die blydskap van die Here. Wel, ek kan nie help. Ek leef op aarde, dat ek druk het, 'n probleme het, 'n storms het, af en toe raak ek bedroef. En sê, okay, ek verstaan het. Maar ek gee vir die oplossing. Die oplossing is blydskap. Ek sê die oplossing is blydskap. Ek sê die oplossing is blydskap.
Hoekom is dit die oplossing? Want die blydskap van die Here is jou beskutting. Is jou beskutting. Okay. Nou kom ek nog 'n skrif wys. Wat jy dink, hoe kan Jakobus dit geskryf het? Wel, ja, inspirasie van die Heilige Gees gesê het skryf. Jakobus 1 vers 2. Hy sê die volgende. Verskoon my. Ag, dit loutere vreugde. Nou kom ons stop net daar. Wel, het is maklik om loutere vreugde te kry wanneer jy vandag, as iemand na die diens vir R2000 in jou sak sit. Het is maklik om loutere vreugde te kry wanneer jou besigheid boom. Wanneer jou kinders allemaal happy is en jy's happy getroud en alles loop, alles reg, maar ons lewe in 'n wêreld waar alles nie altyd reg loop nie. So hy sê, luister hierso. Ag, het loutere vreugde, my broeders, wanneer? Hy praat met die kinders van die Here, broeders. Hy sê, wanneer julle in allerhande versoekings, in die oorspronklike taal sê, in allerhande toetse kom. Oh, dit is baie moeilik. Dit is so maklik nie. Dit is makliker om in vreugde te wees wanneer dit jou goed gaan. Maar nou sê hy, luister, wanneer jy in storms is, 'n probleem is, en versoekings het, en getoets word, moet jy nog steeds verbly. Hoekom? Want dis my wil. Hoekom? Verskoon my, want daai blydskap is jou beskutting. Nou ons gaan nou by daai woord kom. Ons gaan nou kom by die woord beskutting. Okay, nou hoe herlewe ek? Kom aan, hoe herlewe ek my gemoed? Nou kyk dan mooi, kyk, ek het 'n hele klomp, ons gaan nou hierdie ding in 2 dienste deel. En ek het net so besluit volgend. Maar hoe herlewe ek my gemoed? Want ek lewe in Suid-Afrika. Ek lewe in 'n wêreld waar my gemoed baie keer down is. Hoe kan ek dit verander? Hoe verander ek my gemoed van negatief na positief? Van verslae na oorwinning. Hoe doen 'n mens dit? Hoe kan ek my gemoed verander van verdruktheid na 'n gewaad van lof? Hoe doen 'n mens dit? Kom aan. Jy sien ons moet leer om dit te doen, hoekom? Van die Bybel gebruik juis jou slegte gemoed as 'n tool om jou down te slaan en jou onder te kry. Hy wil jou uithaal uit jou beskutting uit. So ek moet leer om my gemoed te verander. Ek sê ek moet leer om my gemoed te verander. My gemoed is deel van my siel. Luister mooi. En ek moet leer. Die Here het gesê, okay, ek gaan jou gemoed help verander, ek gaan al jou probleme wegvat nie. Hy het dit gesê nie. Hy het gesê, want ek gaan jou gemoed help verander, ek gaan jy nooit weer probleme kry nie. Hy het dit gesê nie. Maar hy sê, luister, julle lewe nog steeds in die wêreld, julle gemoed gaan baie keer val, maar hier is die oplossing, ek gaan jou leer, ten spyte van. Hoe kan jy gemoed altyd wees, Abo? Hoe kan jy altyd gemoedvol en joy of the Lord hê, en die blydskap van die Here hê? Kom aan, nou hier is die eerste punt, en is ook vanoggend baie genoem. Besef, dat dit jou verantwoordelikheid is. Kom aan, dit is so eenvoudig soos dit. Kom aan, hier is dit 'n inleiding, ek gaan nou by die eerste punt kom, en dan gaan ons sommer doen, ons is klaar. So ek moet besef, luister mooi, dat om my gemoed te verander, is my verantwoordelikheid. Nou kyk na my, voor die bord kyk. Die kerk is 'n wonderlike plek. Die kerk het vanoggend, ek praat van die samekoms van Ikonia, van die gelowiges, het vanoggend veroorsaak, dat baie van julle daar reeds julle gemoed verander. So die kerk is 'n wonderlike tool. Dis hoekom ek kan nie verstaan, hoekom mense by die huis bly. Gewoonlik as ek mense vra, maar my broer, hoekom was jy 3 weke laat in die kerk? Wel, pastoor, dit gaan nie goed met my nie, ek het baie probleme. Hoe stupid kan jy wees? As jy baie probleme, kom kerk toe. As jy in stryd gaan, kom kerk toe. Jy verander gemoede. Ander ouens sê wel, my broer is sy verantwoordelikheid, of 'n suster in die kerk, of iemand moet my gemoed verander. Is wonderlik om dit te hê. Is lekker om sulke broers te hê. Maar is jy hulle verantwoordelikheid hê? Kom aan. Ander ouens sê wel, pastoor, die Bybel. Jy's reg.
Die Bybel kan jou gemoed verander, as volgende week oor praat, die week daarna gaan ons oor praat. Aanhou sê wel pastoor, dis die Heilige Gees se verantwoordelikheid om my gemoed te verander. Dis ook so 'n bietjie gedeeltelik reg, maar nie heeltemal nie. Maar wat ek vir jou wil sê vandag, is dat die kerk, gelowiges, die Bybel, die Heilige Gees, is alles maar net hulpmiddels om jou gemoed te verander. En ek wil jy moet hoor, nie eens God kan jou gemoed verander as jy nie wil verander nie. Ek wil jy moet hoor. Kom aan. Ek sê mense hou daarvan om depressief te wees, te neergedruk, swartgallig, negatief. Hulle is al so gewoon, hulle het hulle vriend gemaak. Maar as jy vanoggend 'n persoon wil wees wat die Here moet uithaal uit jou diep kloof van neerslagtigheid en jy wil, kan God jou vanoggend vrymaak. Kan ek 'n amen kry? So luister mooi. Daar is iets wat jy moet doen. Dis 'n aksie. Dis nie iets wat iemand anders te moet doen nie. Daar gaan hulp wees van die Heilige Gees en hy gaan jou help. Maar jy moet die eerste tree gee. Jy gaan iets moet doen. Ek wil jy moet hoor. Iets in ons dink wel ek kan hande gevou sit, myself bejammer en passief wees en my gemoed gaan van self verander. Dit gaan nie. Hoekom nie? Want hy sê mooi, ek wil jou vir 'n voorbeeld gee. Jy gaan na kerkhuis toe, jy eet lekker, die eerste ding wat jy doen, jy lees jy rapport, en sommer die eerste bladsy van die rapport is jou gemoed in sy kanon. Vanaand luister jy nuus. En ek het niks aan mee, ek doen dit ook. Dan is jou gemoed weer af. Kom aan. Jy sien ons moet leer om te besef, dat ek kan nie net sit nie. Ek kan nie net passief wees nie. Ek kan nie my net self bejammer nie. Kom ek wys jou in die Bybel gou. Wat sê Paulus vir Timoteus? Nou hier is in die konteks van genadegawes, maar ek wil jou aanspoor om iets vanoggend te doen. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, kyk wat sê nou, om die genadegawes van God aan te wakker, dit wat daar reeds in jou is, hierdie hand oplegging. Hy praat van die genadegawes, maar dieselfde beginsel werk met alles van my lewe. Ek moet dit aanwakker, want dit is al reeds binne my. Ek wil jy moet hoor, ek moet dit aanwakker, want dit is al reeds binne my. Dis hier. So wat moet ek doen? Wel, ek moet dit aanwakker. Ek moet dit aanwakker. Ek moet iets doen. Ek moet 'n aksie hê. Hoe gaan ek dit doen, pastoor? Hoe gaan ek dit aanwakker? Hoe gaan ek dit aanwakker? Ek glo dit of nie. Nie een van die twee mense wat gepraat het, geweet waaroor ek preek nie. Maar kyk gou wat se eerste punt hoe ek dit doen. Jy moet leer om in tale te bid. Is amazing nie? Kom aan, kerk, ek sê, jy moet leer om in tale te bid. Waar kry jy dit, pastoor? Wel, kom ek wys jou in die Bybel. In die eerste boek van Judas, hoofstuk 18. Ons gaan net hierdie punt behandel. Luister wat sê hy. Verskoon my. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd. Wie weet ons lewe nou in die laaste tyd? Sy praat hier van die eindtyd. Hy praat van die eindtyd. Hy sê, in die laaste tyd sal wat wees? Wel, daar sal spotters wees. As mense wat jou spot. Hulle spot jou al reeds. Hulle spot in dit wat jy glo. Hulle spot jou heiligmaking, jou realiteit, jou moraliteit waarin jy wandel. Hulle wil volgens hulle eie goddelike begeertes wandel. Die laaste tyd. Hulle veroorsaak skering in die kerk, skering in huwelike, skering in families. Hulle is sinnelike mense. Hulle het nie die gees van God nie. Die Bybel sê, die laaste dag gaan daar sulke mense wees. En ons weet is al reeds hier. Maar, kyk wat sê nou. Nou sê, maar, kinders van die Here, maar beteken altyd, vergeet nou wat hierdie kant gestaan het. Vergeet dit nou. Julle weet nou wat gaan die laaste dag wees, maar nou wil ek vir julle iets sê wat julle moet doen. Wat moet julle doen? Maar julle geliefdes, julle kinders van die Here, moet julle self opbou. Nie iemand anders te gaan kry nie, jy moet leer om dit self te doen. Jy moet jouself opbou. Jy moet verantwoordelikheid vat om jouself op te bou. Okay, hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? Wel, hier is die eerste metode.
Weet wat ek sê die jong meisie vir my oor? Sy sê, pastoor, ek moet net die Here sê, ek moet net die gemeente hou om in tale te bid volgend. Ek sal maar dan lag, en ek dink, wel, ek wil dit ook doen. Ek gaan net na die preek, kom ons doen dit, praise God. En Sofia sê, kom ons met tale bid. Hy sê, julle moet jouself opbou. Okay, hoe? Wel, ek wil julle wys hoe. Hoe gaan jy doen? Jy doen dit deur in die Heilige Gees te bid. Jy doen dit deur in die Heilige Gees te bid. Luister mooi. Jy doen dit deur in die Heilige Gees te bid. En hier kom die ding. As jy in die Heilige Gees wil bid, moet jy gedoop wees met die Heilige Gees. Want die dooping met die Heilige Gees, sy uiterlike teken is, jy sal krag ontvang en jy sal in ander tale praat. So wanneer jy jou geestelike taal praat, dan stig jy jouself, jy charge en jy laai jou battery, jy verander jou gemoed. Daarom baie keer as jy my sien bid, as julle wat saam met my bid, sal weet ek stap eers, dan bid ek vir 'n halfuur of 'n tydjie 'n kwartier in tale. Hoekom? Want ek wil eers my gemoed regkry, want ek sal nie lus om te bid nie. Ek het baie worries ook, en ek het baie dit, en ek het baie dit en dit. So vir 'n hele ranklik bid ek in tale, want ek wil hê my gemoed moet verander. Ek wil 'n bietjie hê my battery, wat hierdie week se probleme en struggle en storm 'n bietjie afgelaai het, wil ek weer volmaak, halleluja. So ek bid in tale. Maar vandag se Pinkstermense glo nie meer aan tale bid nie. Vandag se Pinkstermense, of kom ek sê so, nee, ek korrigeer myself. Vandag se baie Pinksterkerke glo nie meer aan tale bid nie. En ek wil hê wat hoor by vanoggend by internet en iemand aan my luister, moet vanoggend weet dat een van die grootste tools wat die duiwel by Pinkster gesteel het, is die dooping met die Heilige Gees en die spreek in tale. Ons is 'n Pinksterkerk, ons praat in tale. Ons glo dit. Hoekom? Want dit wat gebeur het by die Pinkster gebeurtenis. Kom aan kerk. Kom aan kerk. Wel, persoon, dat baie wat daarvan hou nie. Wel, dat baie mense wat nie hou van wat in die boek staan nie. Ek weet van Pinksterkerke, selfs volle evangelie kerke, wat mense verbied om in 'n kerk in tale te bid. Hulle sê, ons gaan die mens wegjaag. Ons moet 'n bietjie ons besoekers in ag neem. Dis die grootste leuen wat die duiwel in Pinksterkerke gebring het. Dis waarom die kerk. Ek het gedink ek wil dit sê, maar ek wil dit nou sê. Ek vat my kinders rugby toe verlede Vrydag, Saterdag ons in die Blue Bull game gaan kyk en ons sit daarso. En ek kyk om my, ek kom binne wêreldse plekke sou. Vir my is dit altyd nog snaaks om daar te wees. En ek check al hierdie Jolly Blue Bull. Ek hou nie van die Blue Bulle nie, maar ek check hulle almal om my. Hulle sit met biere, hulle lag, hulle is so vrolik. En ek kyk hulle, ek kan nie glo nie. Ons is in die wêreld en hierdie ouens lyk asof hulle elke keer die jackpot gewen het. En dan kom ons in die kerk en ons lyk of ons die depressed mense is wat daar is. Kom aan. Ons sien net smile, ons sien nie blydskap nie. Maar as in die wêreld kom, ons sien hierdie ons hers, ek kan nie glo. Hierdie ons so happy nie. Ek weet 'n paar biere maak hulle happy, maar nog steeds, hulle is happy. So luister mooi. Tale praat een van die grootste wapens wat ons het om ons gemoed te verander. Nou ek wil vir een of twee skrifte gee, dan gaan ons dit prakties doen, ons is klaar. Verskoon my. Luister gaan na hierdie skrif. 1 Korintiërs 14 vers 4. Nie almal ken dit. Dis ou goed hierdie. Dis niks revelation nie, maar ek wil tog nie praat, want ons Pinkstermense preek nie meer oor hierdie goed nie. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, kyk wat staan daar, stig homself. So wat wil ons meer as dit hê? So hoe stig ek my pastoor? Hoe verander ek my gemoed? Bid in jou hemelse taal. Dit is so maklik soos dit. Jou hemelse taal het 'n vermoë om iets in jou wakker te maak en dit op te laat bring, dat jy net in 'n prys was, maar nou wil jy dans in hemel voor die Here. Hy het die vermoë om dit te doen. Luister mooi. Ek glo dit nie omdat dit in die Bybel staan nie is nie. Ek glo dit want ek ervind dit elke dag. Daar's 'n big difference.
Jy sê, mense kan vir my sê net wat hulle wil van Pinkster. Ek het Pinkster in my hart, my broeder en suster. Ek weet wat dit vir my beteken. Kom aan. Jy kan vir my sê, wel, die pastoor tale praat stig die mense nie. Wel, ek weet dit doen, maar dit stig my. Kom aan. Nou kom Paulus in vers 14 van dieselfde hoofstuk 1 Korintiërs 14. Hy sê, wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees. So wanneer ek in 'n taal bid, kom my gees. En ek bid in dinge wat ek nie van weet nie. En baie van die dinge wat ek nie van weet nie, is dinge tot myself, waarvoor ek intree. En dis waarom my baie keer my gemoed so oplig. Halleluja. Maar dis wat sê nou in vers 18. Nou kom Paulus, kyk gou my, voor ons vers 18 lees. Paulus kom nou naas Jesus, is daar geen persoon in die Bybel wat meer lyding ervaar het as Paulus nie. Gaan lees 'n bietjie die sendingbrief van Paulus. Man, hy's 40 houe geslaan. Hy sê soos hy's 39 tot na 40. Hy's gestenig. Paulus was meeste van die tyd in die tronk as gevolg van die boodskap van genade, verskoon my die opstanding van Christus. Maar Paulus, wat so baie lyding gehad het, sê vir die gemeente in vers 18, hy sê, ek dank my God, dat ek meer in tale bid as almal van julle. Hoekom? Wat het Paulus geweet wat ons geweet het? Paulus het geweet hoe belangrik dit is om taal te bid. Daarom sê in my tronk, toe hulle my gestenig het, toe hulle my met houe geslaan het, toe hulle my gespieg het, man, toe hulle my verwerp het as apostel, het ek een ding geweet, wanneer ek in tale bid daar in die tronk, halleluja, dan verander my gemoed, dan wil ek nie meer opgee nie, dan wil ek nie meer omdraai nie, dan skryf ek nog 'n brief, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Halleluja! So Paulus het dit geweet, dat is waarom hy geskryf het. Maar nou kom ons hierso. Luister mooi. Nou kom ons hierso. En baie keer, en ek gaan nie stop. Kom ons op 'n plek waar ons nie alles verstaan nie. En jy vra maar, hoekom sing julle dan ook in tale? Hoekom sing julle so? Kom ek wil vir die wys. Dit kom in die Bybel uit. Party ons kan sing. Party mense kan sing. Dis wonderlik. Ek wens ek kon mooi sing. Ek sê baie keer van, ek wens ek kon klavier speel. Ek sou so gelike het. Ek is 'n worshipper. Ek kan my ding, ek sou vir ure kan speel en die Here aanbid. Maar nou kom Paulus en hy sê, 1 Korintiërs 14 vers 15. Hy sê, hoe staan die saak dan? Hy sê, ek sal met my gees bid, met ander woorde my hemelse taal, maar ek sal ook aan my verstand bid. So ons bid ook in ons verstand, Afrikaans of Engels. Ons bid in 'n taal wat ons kan verstaan. Hy sê, ek sal ook met my gees psalms sing. Wat is dit? Wat jy sing in jou gees. Dit kan twee maniere gebeur. Jy kan in tale sing of baie keer, ek het al gesien mense doen dit, Dorothea doen dit baie keer, of mense kom uit en hulle sing 'n new song to the Lord. Dis 'n ding wat voorberei is, nie? Dis 'n ding wat hulle nota voor hulle het of die woorde nie. Dis 'n ding wat gebore word. You sing a new song, you sing in the spirit. It's amazing. Vir my is dit niks lekkerder, ek wat nie eens noodvas baie keer sien, en wat maar baie keer vals sing, wat ek net kan kom en ek kan vir die Here sing, met my eie gebroke manier. En ek sing en ek aanbid hom, en ek worship hom, en ek doen dit net. So ek wil vanoggend jou uitdaag, om op die plek te kom waar jy sê, Here, ek wil my erfenis terugvat, en dis my doping met die Heilige Gees. Ek wil jou vanoggend vra, as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, as jy nog nie in tale kan praat nie, kom maar lig op jou hand, ek wil dit gou sien. Op 'n mens kan wees, as hier 'n paar, 1, 2, as 'n paar, ek wil julle maar na vore kom, vandag, kom, kom aan, halleluja, kom, die Here wil jy met in tale praat, want die Here wil jy moet gedoop is met die Heilige Gees, kom maar, die Here wil jy met in jou binneste vloei, kom vorentoe, praise God. Ek wil die orkes na vore kom asseblief. Geestelike werkers, pastore, kom na vore. Kom maar, moenie sit as die Here met jou praat nie. Jy mis 'n groot wonderlike gedeelte in jou geestelike lewe wat die Here vir jou wil gee. En is niks triekie nie. Dis dat jy gaan net vanoggend praat. Jy moet jou mond oopmaak en net praat. Dit wat die Here in jou hart lê. Kom na vore. Kom staan nie voor. Dis wonderlik my suster. Ek like dit. Daar's nog mense. Kom, as jy nog nie in tale kan praat, kom staan nie voor. Praise God. Kom aan, die Here gaan jou doop volg. Ek wil hê werkers, pastore, kom na voor. Ek wil graag ry nie. Seuns kan net help hier, so praise God. Kom aan, dis reg, Rotia. Kom. Pastor John, Pastor Predron.
Come on, waar's pastoor? O, Jesus staan hy. Praise God. Come on. Kom net hier, kom. Kom, praise God. Kom. Ek wil een ding sê voordat ons dit doen. Die Here kan jou nie vul in doop en hulle gee jou mond toe, as jy jou mond oopvan. En moenie die duiwel jou die ou liefstorie vertel, dis jou eie woorde nie. As daar woorde in jou inkom, spreek dit net. Spreek dit. Ons gaan net hand op jou lê. Ek wil die jong mense kom staan agter hierdie mense.